Geen sonde kan staande bly voor u nie. U heers in waarheid en in lig. Die heelal buig, die aarde word stil in ontzag vir u en u wil. Onwankelbaar, 'n ewige vlam, die skepping al asem deur u genade. Heilig, heilig is die Heer, ontzaglik groot, hoog en verheerlik op die troon van lig, bron van alle lewe, die aarde plys uw grootheid en engele sing. Heilig, heilig is die Heer, ons ewige koning. Die aarde bewe van eerbied en respek. Die see brul en die berge kraak. Niks kan ooit uw liefde staak nie. Onwankelbaar, Ewige vlam, die skepping al asem, en naam, ons roep heilig. Wie is soos u, Heer? Wie kan voor u staan? niemand Die lam wat geslag is waardig, alle eer en krag vir ewig. heilig is die Heer, ontzaglik groot, hoog en verheerlik op die troon van lig, bron van alle lewe, die aarde prys uw grootheid en engele sing. Heilig, heilig is die Heer, heilig, 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 heilig is die heilig, 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 heilig. Heilig, heilig is die Heer. Heilig, heilig is die Heer, ontzaglik groot, hoog en verheerlik op die troon van lig, bron van alle lewe, die aarde prys sy grootheid en engele sing. Heilig, heilig is die Heer, ons ewige koning. Aan al die gelowiges in Christus Jesus, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus wat op die troon sit, onse Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ek wil vra dat ons sal staan en dan sing ons saam lied 176, ons gaan hom 2 keer sing. Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. Alpha en Omega,
Openbaring 3 vers 21 sê, wie oorwin, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos wat ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon sit. Laat die wat ore het luister na wat die Gees aan die gemeente sê. En ek wil dan nou vra dat dit wat ons as gemeente dan ook vanoggend sê, dat ons dit dan sal doen deur die sing van lied 177 wat sê, Jesus groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer. Ons gaan dit 2 keer sing. Ek gaan vra dat ons sal staan en dit 'n loflied, so haal sommer alles uit en kom ons sing vir die koning van alle konings. Wil vra dat as ons nou bid, gaan ons juis hierdie geleentheid gebruik om dan te bid ook vir ons seisoen en vir die reën wat die boere bang maak dat dit so wegbly. En baie van die boere sal ook vir jou sê dat die teken van die mis is 'n teken van 'n droë winter. Maar dis hoe ons daaroor voel en dis hoe ons daaroor dink en dit is wat ons al met dit het ons al ervaar het in die verlede wat ons dit goeters kan sê, maar ons aanbid 'n almagtige God. Ons aanbid die een wat vir ons reën gee op sy tyd, wat water uit 'n rots kan voortbring. Dis die een aan wie ons glo. Dis die een tot wie ons vra. Die gedeelte wat ons vanoggend gaan lees kom uit Jesaja 44. So die woorde wat jy nou op die bord sien, gaan ook woorde wees wat jy vanoggend ook gaan hoor. Die Here wat sê, so sê die Here wat jou gemaak, jou in die moederskoot al gevorm het, wat jou help. Moenie bang wees nie. My diensknegt Jakob, ja, Jesserin, wat ek uitgekies het, want ek sal water uitgiet op dorre aarde, waterstrome op droë grond. Ek sal my gees uitgiet op jou nageslag en my seën op jou nakomelinge. Ons mag ook die Here vra, en ons weet hierdie gedeelte is ook 'n teken, en ons gaan dit nou hoor, van die Here se gees wat uitgestort sal word soos water. Maar die Here sê ook vir ons, as jy 'n behoefte het, kom vra my, want ek is jou Vader. So kom ons sluit die oë en kom ons vra dan vir die Here ook om ons genadig te wees en vir ons reën te stuur. Here Jesus, U wat vir ons intree by die Vader. Ons mag enigiets na U toe bring in ons versoeke en U sê vir ons, maak dit bekend deur julle gebede. En ons wil kom vanoggend en ons wil kom vra, Here Jesus, wil U vir ons reën stuur? Here, ons hoor die kommer van die boere. Ons hoor die klagtes van mense wat sê, hoe gaan ons hierdie jaar dit maak? Maar Here, ons kan na U toe kom en U vra, Here, verander wat ons sien. En bring vir ons reën. Dankie dat ons vanoggend ook gaan hoor in die woord, dat U vir ons wil sê ook daardeur,
dat al is die omstandighede rondom ons hoe beroerd, U is en bly die koning. En ons mag na U toe kom. Here, ons vra dat U vir ons die reën sal stuur. Maar Here, ons kom in nederigheid en ons sê ook, Here, en ons verklaar dat U die beste weet en U alomteenwoordig is, alwetend is en ons berus by U besluit. Tog kom vra ons, Here, maar Here, selfs al sou die vyeboom die bot nie, nogtans sal ons in U jubel. Amen. As ons so in die Here se teenwoordigheid is, dan gebeur daar iets met jou as mens. Daar's 'n persoon wat gesê het, 'n skepsel kan nie onveranderd voor 'n skepper gaan staan nie. Iets gebeur met jou. En wanneer ons hier by mekaar is as broers en susters, het ons ook 'n geleentheid dan om in die Here se teenwoordigheid ook onsself te verootmoedig voor die Here en die Here te erken as die Here. Psalm 139 vers 23 en 24 sê, ondersoek my o God en ken my hart. Toets my en ken my ontstellende gedagtes. Kyk of ek nie op 'n pad van verdriet is nie en lei my op die ewige pad. Deurgrond my, deursoek my. Ons hoor woorde van Dawid wat in Psalm 51 gesê het, deurgrond my o God en kyk of daar nie 'n verkeerde gees in my teenwoordig is nie. Ek wil vra dat ons dan nou die oë sal sluit en in stil gebed ons ook vir die Here vra, Here, deurgrond my, ondersoek my. En as daar iets is wat op die oomblik hier tussen U en my is, dat U dit vir my sal wys deur die Gees en ek dit sal kan neerlê by U voete. Want Here, ek wil doen wat U van my vra en ek wil word dit wat U wil hê ek moet wees. Kom ons sluit die oë. U weet alles. Of ons sit of staan, U weet dit. U is wel bekend met elke gedagte by ons. Ja, nog voor 'n woord op ons tong is, weet U wat dit gaan wees. Ons kan vir U niks wegsteek nie. En Here, ons wil ook nie iets vir U wegsteek nie. Deurgrond ons, Here. Here, en verander U binne in ons, sodat ons al meer sal lyk en klink soos U wil hê ons moet wees. Want ons is U dienaar, wat U stuur na die wêreld. Vergewe ons, Here Jesus, dat ons faal, dat ons juis daarin faal, omdat ons so selfsugtig en eersugtig en selfgesentreerd is, dat ons baie keer blind is vir die nood en die rondom ons. Kom, Here Jesus, en doen U werk deur die Gees in ons. Amen. Die Here sê vir ons ook in sy woord, dat enigeen wat na my nader en sy sonde bely, dat hy getrou en regverdig is om ons die sonde te vergewe. Romeine 8 vers 1 en 2 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. En dit laat 'n mens dink aan Psalm 86 wat sê, waar die psalmdigter kom en dan 'n versoek rig aan die Here en sê, leer my U pad, Here, ek wil in U waarheid leef. Gee dat ek heelhartig vir U naam ontzag sal hê, my Heer, my God. Ek wil U prys met my hele hart, ek wil U naam vir altyd eer, want U troue liefde teenoor my is groot. U het my lewe weggeruk uit die doderyk daaronder. O God, vermeteles het teen my opgestaan,
'n klomp geweldenaars soek my lewe en hou U nie voor oë nie, maar U, my Heer, U is 'n barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid. Draai na my en wees my genadig. Gee U krag aan U dienskneg en verlos die seun van U diensmeisie. Gee my 'n teken van goedheid sodat hulle wat my haat dit kan sien en beskaamd staan. U Here het my immers gehelp en getroos. Leer my U pad, Heer. Ek wil vra dat ons daar waar jy net sal sit en dan sing ons lied 528 verse 1, 2 en 3 wat sê, leer my U wil, Heer, U doel met my. Ons skriflesing kom vanoggend uit Jesaja 44 en het ons dan ook verlede Sondag ook uit die Jesaja uitgelees. En ons gaan lees verse 1 tot 28, is 'n redelike lang stuk, so ons gaan basies die hele hoofstuk lees. Ek wil vra dat as jy die Bybel so op jou skoot oop het, ons gaan uit die 2020 vertaling uitlees, as jy dalk wil saamlees, anderste is die woorde op die bord. Wil ek vra dat ons die gewoonte wat ons probeer kweek van ons hande oophou met gebed voor ons die woord lees as 'n teken van ontvanklikheid, 'n teken van openhartigheid en ook 'n teken van nederigheid. Dat ons net met ons hande op ons skoot sal sit en dan vir die Here sal vra om ons harte oop te maak en ontvanklik te maak en ons ore oop te maak dat ons sal hoor wat hy vir ons deur sy gees vir ieder en elk vir ons wil sê deur sy woord. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, as ons die woord so oopmaak, dan is dit net letters op wit papier. En is dit op oog af nie veel anders as enige ander boek nie. Maar is U Gees wat hierdie woorde lewend maak, want dit is U Gees wat hierdie woorde geïnspireer het om neergeskryf te word. Dis vra ons Here Jesus dat U ook deur die Gees nou met elkeen van ons sal werk, ons oop sal maak, ontvanklik sal maak, en dit wat nie reg lyk nie sal wegsny, en dit wat nog gebou moet word, dat U dit sal opbou deur die Gees. Verander ons, Here, wil U ons transformeer deur U woord. Amen. Ons gedeelte is dan Jesaja 44 verse 1 tot 28.
Maar luister nou, Jakob, my dienaar. En as ons sien in party van die vertalings sê hy net, maar nou. Maar nou. Maar luister nou, Jakob, my dienaar, Israel wat ek uitgekies het, so sê die Here wat jou gemaak, jou in die moederskoot al gevorm het, wat jou help. Moenie bang wees nie, my diensknegt Jakob, ja, Jesserin, wat ek uitgekies het, want ek sal water uitgiet op dorre aarde, waterstrome op dorre grond. Ek sal my gees uitgiet op jou nageslag en my seën op jou nakomelinge. Hulle sal groei tussen gras soos rivierwilgers langs waterstrome. Een sal sê, aan die Here behoort ek, en 'n ander een sal die naam van Jakob uitroep. Nog een sal op sy hand skryf die Here se en homself die naam Israel gee. So sê die Here, die koning van Israel, die een wat hom loskoop, die Here, heerser oor alle magte. Ek is die eerste en ek is die laaste. Buite my is daar geen God nie. Wees soos ek. Laat hy dit uitroep. Hy moet die saak stel, dit aan my voorlê, aangesien ek die oeroue volk gevestig het. Toekomstige gebeure en wat daarna sou volg, moes hulle vir die volk aangekondig het. Hulle moet nie ontsteld wees nie, moenie deur vrees verlam word nie. Het ek jou Israel dit nie van tevore laat hoor, dit aangekondig nie, julle is my getuies. Is daar 'n God buiten my? Daar is nie nog 'n rots nie. Ek weet nie van een nie. Die een wat gesneede beelde vorm, hulle almal is nietig. Hulle geliefde maaksels baat hulle niks nie. Hulle getuig selfs oor hulle gode, hulle sien niks nie en weet niks nie, sodat hulle beskaamd staan. Wie vorm 'n God? Wie giet 'n afgodsbeeld wat hom niks baat nie? Kyk, al sy aanhangers staan beskaamd en die vakmanne, hulle is bloot mense. Hulle kom almal byeen, neem hulle plekke in, raak vreesbevange, staan saam beskaamd. Die ystersmid slyp sy gereedskap en werk met gloeiende kole. Met hamers vorm hy iets en bewerk dit met sy kragtige voorarm. Hy word selfs honger en is sonder krag. Hy drink nie water nie en raak uitgeput. Die skrynwerker span 'n maatlyn. Hy merk die buitelinne af met 'n griffel. Hy werk aan die hout met kerfmesse, merk in sirkels die buitelyne af. Hy maak dit in die vorm van 'n man, 'n pragtstuk van 'n mens om in 'n huis te woon. Dit was vir hom nodig om seders af te kap. Hy het 'n kroon en 'n eik geneem. Hy het dit tussen die bome in die bos laat groei. Of hy het 'n spaarboom geplant en die reën het dit laat groei. Dit is daar vir 'n mens om vuur mee te maak. Hy vat daarvan en maak hom warm. Hy kan vuur maak en brood bak daarmee en 'n god maak en daarvoor buig in aanbidding. Hy maak daarvan 'n afgodsbeeld en kniel daarvoor neer. Die helfte daarvan verbrand hy in 'n vuur. Op hierdie helfte is die vleis wat hy kan eet. Hy braai dit en word versadig. Hy maak hom ook warm en sê, ek word warm. Ek sien die gloed van 'n vuur en die res daarvan verwerk hy tot 'n god, tot sy afgodsbeeld. Hy kniel daarvoor neer, buig daarvoor in aanbidding, aanbid dit en sê, red my, want U is my God. Hulle besef dit nie. Hulle het nie insig nie, want hulle oë is toegesmeer, sodat hulle nie kan sien nie, hulle harte, sodat hulle nie kan begryp nie. Hulle neem dit nie ter harte nie, en het nie kennis of insig om te kan dink nie. Die helfte daarvan het in 'n vuur verbrand. Ek het dit ook op die kole daarvan brood gebak en vleis gebraai en dit geëet. En wat daarvan oor is, tot iets afstootliks gemaak en dit voor 'n stuk hout kniel ek neer. So iemand bemoei hom met as. Sy hart is mislei en verlei hom. Hy kan homself nie losruk of vra, is dit nie dalk 'n stuk bedrog hier in my regterhand nie? Onthou die volgende, Jakob, ja Israel, want jy is my diensknegt. Ek het jou gevorm. My diensknegt is jy, Israel. Vir my is jy nie vergete nie. Ek het jou oortreding soos 'n nevel, jou sonde soos 'n wolk weggevee. Keer terug na my, want ek het jou losgekoop. Jubel, hemel, want die Here het opgetree. Juig dieptes van die aarde, breek uit in jubelkrete, berge, bosse en elke boom daarin, want die Here het Jakob losgekoop
in Israel sy heerlikheid getoon. So sê die Here jou losser, hy wat jou in die moederskoot al gevorm het. Ek is die Here wat alles gemaak het, wat alleen die hemel oopspan, wat die aarde uitbrei. Wie was by my? Wat die voortekens en die orakelpriesters verydel, wat van voorspellers gekke maak, wat wyses laat terugdeins en hulle kennis belaglik maak, wat die woord van sy diensknegt bevestig, wat die plan van sy boodskappers uitvoer, en die een wat oor Jerusalem sê, sy sal bewoon word, en oor die dorpe van Juda, hulle sal herbou word. Ek sal sy pynhope weer oprig, die een wat vir die diepsee sê, word droog, jou seestrome gaan ek droog lê. Die een wat oor Kores sê, hy is my herder, en alles wat ek wil, sal hy uitvoer. Deur oor Jerusalem te sê, sy sal herbou word, en die tempel, sy fondament, sal gelê word. Hierdie Jesaja gedeelte, Jesaja 44, is 'n kragtige stuk hoop, vernuwing en verlossing wat ons hier het. Dit wys vir ons wie God is, wie sy volk in sy oë is, en hoe hy radikaal anders is as al die afgode van die mense rondom hulle. Nou die boodskap van Jesaja 44 kan ons eintlik in so 3 bewegings eintlik sien as hy dit skryf. Eerstens sê hy dat God maak sy volk nuut en herinner hulle aan wie hulle is. En hy begin om eintlik te begin by hulle identiteit. Maar hy begin by wie hy is, sodat hulle sal weet wie hulle dan is. Hy begin met die woorde maar nou, maar luister nou. Daai woorde maar nou beteken dat daar 'n gedeelte vooraf gaan wat ons nie nou gelees het nie. Dit kom uit Jesaja 43, waar dit op 'n donker noot afsluit. Hier word Israel se sonde, hulle ontrouheid, hulle onwaardigheid duidelik uitgespel, want hulle het die Here teleurgestel. Hulle het van hom af weggedraai. En dan begin hoofstuk 44 met maar nou. Want God is nie klaar met hulle nie. Hy roep hulle om weer te luister. Na die donker prentjie van hulle verlede, kondig die Here weer vir hulle 'n nuwe toekoms vooruitsig, 'n toekoms van genade. Hulle moet hulle gereed maak, sê hy, vir die nuwe pad waarop hy hulle gaan lei. God herinner hulle eerstens aan wie hulle in sy oë is. Hy noem hulle my dienaar, sy uitverkorene, sy getuies. Die volk wat hy gemaak en gevorm het, hy is hulle maker, en hy is die een wat hulle in hulle moederskoot gevorm het. Nog voordat Israel 'n volk was, het God reeds vir Abraham geroep en beloof om hom die vader van 'n menigte nasie te maak. En van die begin af was God besig om hierdie volk te vorm vir 'n besonderse doel, om sy dienaar te wees en die lig na die wêreld oor te dra. Dat die wêreld sal weet wie God is. Daarom sê die Here dan vir hulle, moenie bang wees nie. Hulle toekoms is nie gesetel in hulle eie vermoë of hulle eie getrouheid nie. Hy noem hulle Jakob en Jesserin. En Jakob laat 'n mens onmiddellik dink aan die naam wat gegee is, omdat dit beteken hy wat in die hakskeen gryp, die een wat die bedrieër is, die gebroke, feilbare mens, die een wat deur vergrype sy doel probeer bereik het, die een wat sy broer verneek het. Maar Jesserin beteken die opregte, die regverdige. En sien ons dat daar 'n kontras tussen hierdie twee is, en dit is redelik aangrypend, want die Here sê, die een wat die bedrieër is, Jakob, wat dit was, verander ek in Jesserin, die opregte. Hy sal genoem word die opregte. En dit vertel vir ons iets van wat die Here met mense doen. Hy sien nie net wie ons was nie, hy sien ook wie ons deur sy toedoen sal wees. Israel is sy dienaar. En die woord dienaar in Hebreëus is ebed, en dit beteken
'n slaaf of 'n diensknegt wat aan 'n eienaar behoort. Dis hulle identiteit, hulle status, hulle roeping, dat hulle aan hom, die Here, behoort. Hulle is deur hom uitgekies, nie bloot om 'n besonderse voorreg om die Here se guns alleen te geniet nie. Nee, hulle is juis geroep vir 'n besonderse roeping, vir 'n besonderse taak, om die Here bekend te maak aan die ganse wêreld. En God het nog nie sy droom met hulle, wat hy vir hulle het, laat vaar nie. Sy bedoeling bly dat hulle die lig vir die nasies sal wees. En daarvoor sal hy sorg. Hy het hulle gevorm, hy het hulle geroep, en hy sal hulle ondersteun op hierdie pad. En dan volg een van die mooiste beloftes in hierdie hoofstuk, want ek sal water uitgiet op dorslande en strome op droë grond. Ek sal my gees uitgiet op jou nageslag. Ons het vanoggend ook hierdie gedeelte gehoor, en ons het dit juis ook gebruik om te bid vir reën. Want hier wys dit na twee gedeeltes. Dit wys nie net na die reën wat hulle ook nodig het nie, maar hierdie was 'n vooruitsig gewees vir die gees wat uitgestort sal word op die volk, op die Here se kinders. Die beeld is die van 'n droë, dorre land wat skielik water ontvang. Waar daar geen lewe was nie, spruit lewe voort. God beloof nie om Israel se uiterlike omstandighede waar hulle self bevind in ballingskap nou net so te verander nie. Hy wil hulle van binne af verander. Hy sal sy gees op hulle uitstort. En ons sien dit dan ook na Jesus se opvaar hemel toe. 10 dae daarna, met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster. God beloof nie bloot dat hy besig is om jou omstandighede te verander nie. Ja, hy doen dit ook. Maar sy fokus is om jou en my te verander van binne. Hierdie beeld wat Jesaja hier gebruik, is 'n beeld van geestelike vernuwing, 'n nuwe lewe, 'n beeld van herstel. Die God wat sy volk gemaak het, hy is ook die een wat hulle nuut sal maak. En dit is vir hierdie volk nie net nie, maar ook vir ons 'n stuk vertroosting vandag. Dat God ons nie versaak nie. Hy het hierdie volk nie versaak nie. Hy is die een wat gesê het, ek sal die werke van my hande nooit laat vaar nie. Die een wat sê, dit wat ek in jou begin het, sal ek tot die einde toe volbring. Ek sal klaarmaak waarmee ek besig is. Dit is soos die psalmdigter bid in Psalm 138 vers 8, waar hy verklaar, die Here self tree vir my in. Here, u troue liefde duur vir ewig, u handewerk, moet dit nie laat vaar nie. En hy sê, as die psalmdigter sê, hy sê, moet dit nie laat vaar nie, dan sê hy dit eintlik op so 'n manier, dat hy sê, ek weet die Here laat vaar dit nooit nie. Dis nie asof hy sê, Here, moet dit asseblief nie laat vaar nie, hy sê, op 'n manier, die Here weet ek, en ek moet myself daar herinner, dat die Here nie die werk van sy hande laat vaar nie. Israel het wel gruwelik misluk in hulle taak, in hulle opdrag, maar God se genade en sy roeping het nie verdwyn nie. Hy bly besig om hulle te vorm en hulle te vernuwe, sodat hulle die doel sal bereik waarvoor hy hulle geroep het. En dan sien ons nog 'n beweging wat in die Jesaja teks kom, en dit gaan oor dat die Here homself plaas en sê, wie is soos ek? En kyk hy en sê vir hulle, julle wat nou so met hierdie afgode besig is, en julle wat in 'n land is wat julle self bevind tussen afgode, kom ek herinner julle wie ek is. Want jy sien, nadat hy hulle herinner het aan wie hulle is, hulle identiteit, kom hy nou en herinner hulle aan wie hy is. Hy wat die Here is. Hy wat verklaar, ek is die eerste en ek is die laaste, buiten my is daar geen God nie. Jesaja beklemtoon weer dat die Here alleen die reg het tot die naam God, tot die titel God, en die afgode dit nie werd is nie.
Want God is nie 'n God soos die gode rondom hulle nie. Hy is nie die God van net een volk of een stukkie grond nie. Hy is ook nie in kompetisie gewikkeld met die ander gode om 'n posisie te bereik nie. Nee, hy alleen is God, die skepper van hemel en aarde. Hy is die eerste, hy is die laaste. Alles begin by hom, alles het sy oorsprong vanuit hom. En alles sal uiteindelik by hom tot 'n einde kom. Dis teenoor hierdie lewende, ewige en almagtige God wat Jesaja die afgode van die nasies plaas en gebruik Jesaja so 'n skreeusnaakse, ironiese manier om dit te sê. Hy kom sê dat 'n man kap 'n boom af. Hy vat 'n deel van die hout en maak daarmee vuur. Hy maak homself warm. Hy bak brood en hy braai vleis en eet totdat hy versadig is. En dan die stukkie hout wat dan oorbly, neem hy en kerf vir hom 'n god daaruit. Hy laat dit staande maak. Dan kniel hy voor hierdie stuk God, hierdie hout God, en dan vra hy, red my, want jy is my God. Hy kom en hy sê vir hulle, besef julle hoe belaglik dit is. Hoe belaglik dit is dat julle voor hierdie afgode julle knie buig. Hierdie maaksel van jouself, dit wat jy gemaak het. Hierdie ironie is baie skerp, want hy sê hierdie selfde stuk hout, wat jy nou net gebruik het om aan die lewe te bly, kos te maak en warm te word, hierdie selfde stukkie hout, kerf jy nou vir jou 'n afgodsbeeld, en jy kniel daarvoor, en jy wil hê dat hierdie stukkie hout jou moet red. Die afgode, sê hy, moet deur mense gemaak en gevorm word, maar ek is die God wat mense maak. Ek is die een wat jou gemaak het, jou maker. Hy sê hierdie afgode, hulle kry oë, julle sit vir hulle oë in, maar hulle kan nie sien nie. Julle skerf hulle ore uit, maar hulle kan nie hoor nie. 'n Mond word ingesny, maar hulle kan nie praat nie. Julle maak hulle staande, maar hulle kan nie beweeg nie. Julle moet hulle beweeg van punt A na punt B self, want hulle het niks krag nie. Hulle is dood. En sê vir hulle dat julle wat op hierdie afgode julle toekoms sit en julle probeer kry dat hierdie mense, hierdie afgod jy moet help. Op die einde van die dag raak jy soos jou afgod, belaglik en dood. Jesaja sê die probleem lê uiteindelik by die mense se geestelike blindheid. En dis hoekom hy hierdie gedeelte so skryf, dat hy sê, besef jy dat dit hout is, wat geplant is en wat deur God nat gemaak is, hierdie stuk boom, wat jy dan omsit in 'n afgod. Jy besef nie dat die ding waarvoor jy buig, deur jou eie hande gemaak is nie. Die kontras kan Jesaja nie groter maak nie. Israel se God het hulle gevorm, hulle gemaak. Maar die nasies se gode word deur die nasies gemaak. Hy sê hy vorm sy volk. Die afgode word deur mense gevorm. Die Here praat, roep, beloof en help en red. Niks wat hierdie ander afgode kan doen nie. Die afgode staan stil en kan niks doen nie. Jesaja se vraag is daarom baie eenvoudig vir hulle. Op wie gaan julle vertrou? Op wie vertrou jy? En dan die derde gedeelte van Jesaja 44 kom hy en dan sê hy dat hierdie God wat verlos is die God wat die hele geskiedenis en die toekoms in sy hande het. Hy bepaal wat gaan gebeur. Nadat Jesaja die nutteloosheid van hierdie afgod ontmasker het, draai God hom weer na sy volk en dan sê hy, dink hier aan Jakob, jy is my dienaar, ek het jou nie vergeet nie. Woorde wat hulle op daai oomblik so nodig gehad het, want hulle het vergeet wie hulle is. Hulle het in hierdie vreemde land, met die vreemde gode, het hulle vreemde manier van dinge doen, het hulle dit begin navolg. En het hulle begin word soos hierdie mense. Hulle dink dat omdat die tempel afgebrand is en hulle nou weggevoer het, het God ook agtergebly
En is hulle nou uitgeworpe aan hierdie mense, en dit is wie ons nou moet raak. En dan kom hy en hy sê, ek het jou nie vergeet nie. Ek is hier by jou. Jy mag dalk in ballingskap wees, en dit mag vir jou voel asof alles rondom jou verlore is. Jou omstandigheid mag beroerd wees. Jy mag om jou kyk en voel dat die afgode van Babel baie sterker is, omdat hierdie mense julle gevange geneem het, en hierdie mense die tempel afgebrand het, en hierdie mense julle hier hou. Maar ek sê vir julle, ek is die God, en niemand is soos ek nie. Ek het julle nie vergeet nie. En dan kom die uitnodiging, keer terug na my, want ek het jou verlos. Ek wil jy moet let op die volgorde toe ek dit lees, toe dit my net weer 'n keer gegryp. Want dit sê ietsie vir ons van hoe die evangelie werk. God sê nie keer terug na my, dan sal ek jou verlos nie. Hy sê keer terug na my, want ek het jou verlos. God se werk kom eerste. Hy verlos. Hy vergewe. Hy maak die pad vir ons gereed. Hy maak die pad vir ons oop. Hy weg die baan. En daarom word ons as sy volk geroep om ons terug te keer na hom. En dit gee vir ons 'n baie belangrike perspektief ook in ons manier van hoe ons dink oor die Here. Dat verlossing begin by God. Die bekering begin by God. Hy doen dit. Ons reageer net daarop. Hy begin dit. Hy is die een, en selfs wanneer ons die Here in ons lewe innooi, dan is dit deur sy Gees wat dit moontlik maak dat ons dit kan doen. En dit is hoekom Paulus sê, ons het niks om op te roem nie. Ons is net uit genade alleen gered. Die Here roep hulle en sê, keer terug na my. Keer terug na my. Hulle reaksie is net omdat hy vir hulle die krag gee om te kan reageer. En dan gebeur iets merkwaardig. Jesaja beweeg van Israel se persoonlike verlossing na God se beheer oor die ganse wêreld en oor die totale toekoms en geskiedenis. God verklaar dat sy woord onwrikbaar vas staan. Hy is die God wat die hemel uitspan en die aarde gevorm het. Hy is dieselfde God wat oor die skepping regeer. En hy regeer ook oor hulle. Sy woord is nie leë beloftes nie. Sy woord is sy verbintenis. En wanneer hy praat, verbind hy homself. En hy sê vir hulle wat gaan gebeur. Daarom sal die woorde van sy boodskappers en profete in vervulling tree. Hy sal daarvoor sorg. En dan sê hy, Jerusalem sal weer bewoon word, die stede van Juda sal herbou word, Babel se mag sal gebreek word. En dan noem die Here 'n persoon by die naam Kores. Meer as 'n eeu van tevore, hier in Jesaja 44, word deur die Here se Gees vir Jesaja gesê van 'n man met die naam van Kores, wat op die wêreldtoneel sal verskyn, 'n eeu daarna, wat dan as 'n instrument in die Here se hand gebruik sal word om sy volk te verlos. Kores, die koning van Persië, sal 'n instrument wees in die Here se hand, en hy sal deur Kores sy volk bevry. God praat ook van hierdie Kores as sy herder, en dan gebruik hy die Hebreëse woord is Messias, en dan sien ons ook dat dit in Grieks Christus is, wat eintlik Christus is. En dit beteken nie dat Kores nou Jesus Christus is nie. Hy sê hy sal hom gebruik om sy wil te doen. Kores sal net 'n instrument wees. Hy, die Here, is in beheer. En dit is die verstommende boodskap van Jesaja, dat die Here in beheer is en bly oor die ganse skepping. En selfs al beweeg hulle weg van Jerusalem binne in ballingskap, hier binne in Baal,
Hier waar hulle in ballingskap is, en dit vir hulle voer, asof die Here daar agtergebly het, sê hy vir hulle, ek is ook hier. En ek gebruik ook wie ek wil, wanneer ek wil en hoe ek wil. Konings, koninkryke en wêreldmagte staan nie buite my beheer nie, sê hy vir hulle. Selfs mense wat hom nie ken nie, sal ook herken dat hy die Here is en dat hy hulle sal gebruik in sy plan. Hy sal sy volk herstel. Jerusalem sal weer opgebou word, sê hy vir hulle. Die tempel sal weer verrys. Maar hy sê ook vir hulle dat my doel is baie groter met julle as net om julle gemak en julle veiligheid te bewerkstellig. Ek wil julle as volk herstel sodat julle my getuies sal wees, sodat julle my sal bekend maak aan die volkere. Die God van Israel is die Here en daar is geen ander nie. Of die konings en nasies hom erken of nie, verander geensins die saak nie, want die Here sal hulle gebruik. En dink ons mens ook dink aan die Bybel waar die Here selfs 'n donkie gebruik het. En dan lees ons eeue later, lees ons in Johannes Evangelie die woorde wat begin met, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Johannes sê nie dat Jesus het eendag God geword nie, hy sê nee, Jesus was van die begin af daar. Hy is hierdie God van Israel. Hy is nie Jesus wat net nog 'n profeet of nog 'n boodskapper van God is nie, nee, hy is die woord wat mens geword het, hy is God. En dan in Johannes 1 vers 14, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ek wil jy met vir 'n oomblik net dink daaraan dat die God wat in Jesaja 44 sê, ek is die eerste en ek is die laaste, buiten my is daar geen God nie, het homself kom bekend maak in Christus Jesus aan ons. Jesus is nie 'n afgod wat deur mense hande gemaak is nie, hy is die woord wat mens geword het. Deur hom is alles gemaak, vir hom en tot hom. Johannes sê alles het deur hom ontstaan en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In Jesaja 44 spot die profeet met die mense wat 'n God met hulle eie hande vorm en maak. Maar in Johannes gebeur presies dan die teenoorgestelde. Die God wat ons gemaak het, kom na ons toe. Die maker, die skepper, word mens. Die skepper stap sy skepping binne, die ewige kom woon tussen ons as mense, en daarom is Jesus se ek is uitsprake so belangrik. En Johannes skryf dit neer. Jesus wat sê, ek is die brood van die lewe, ek is die lig vir die wêreld, ek is die deur, ek is die goeie herder, ek is die opstanding in die lewe, ek is die weg en die waarheid in die lewe, ek is die ware wingerdstok. Hierdie ek is die woorde ego eimi in Grieks, en dis die woorde wat hy dan gebruik as hy skryf in hoofstuk 8 vers 58 van Johannes, waar Jesus sê, voordat Abraham gebore is ek. En daai is ek, is dieselfde woorde wat God gebruik het om homself bekend te stel aan Abraham, aan Moses, aan die brandende braambos en ook aan Abraham. Die ek is van Jesaja, die God wat sê, ek is die eerste en die laaste, staan nou hier tussen mense, Jesus Christus. En dit verander dan die manier hoe ek en jy eintlik Jesaja 44 ook lees, dat ons Jesaja 44 lees met die bril na die toekoms. Nou wat beteken hierdie gedeelte vir my en jou vandag? Wanneer Jesaja sê God het jou gemaak, dan kyk ons na Jesus en hoor ons Johannes se woorde wat sê alles het deur hom ontstaan. Jesus is my en jou maker. Wanneer Jesaja sê God het ons nie vergeet nie, dan kyk ons na Jesus wat vlees geword het en onder ons kom woon het, hy wat Immanuel is, God met ons. Wanneer Jesaja sê keer terug na my want ek het jou verlos, dan kyk ons na die kruis. En daar sien ons hoe ver God se verlossende liefde uiteindelik strek. Jesus het nie gewag dat ons onsself moet verbeter of eers regryk nie. Nee, hy het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. God het eers beweeg. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Genade kom eerste,
verlossing kom eerste. Ons antwoord, ons reaksie, is net deur genade daarop. En selfs dit kom deur die Here se genade. En wanneer Jesaja sê, ek sal water uitgiet op dorslande en strome op droë grond, dan hoor ons Jesus in Johannes 7 wat uitroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Ek wil hê dat ons kan sien ook hoe die drade van Jesaja 44 deurvolg tot binne in die Nuwe Testament. Jesaja 44 wat sê, ek sal water uitgiet. Die Gees was met Pinkster uitgegiet. En Jesaja sê, as iemand dors het, kom na my toe en drink. Lees ons dit. Die water waarvan Jesaja praat, vind sy diepste vervulling in die nuwe lewe wat God gee, in die uitstorting van die Heilige Gees. Die antwoord vir dorre grond is God se water. Die antwoord vir dorre harte en nie afgode nie. Nie dit waarin ek en jy kan vashou nie. Nie dit waarvoor ons sê red my nie. Nee, die antwoord lê in Jesus en Jesus alleen. Hy wat sê kom na my toe, drink, ontvang en leef. En dit maak dat ek en jy ook vandag verseker kan wees dat die God van Jesaja 44 dieselfde God is vandag ook. Die een wat sê ek het jou nie vergeet nie, ek is by jou en ek het alles in my hand en ek is in beheer van alles. Want as ons eerlik is, het ons ook baie keer dinge wat ons oprig waarop ons vertroue plaas. Ons kyk na die wêreld en ons is onseker ook soos Israel en begin ons sekerheid soek op ander plekke. Ons probeer ons sekerheid soek by politieke leiers, ons probeer ons sekerheid kry in ons bankbalans, maar rondom ons sien ons net heeltyd moord en doodslag, oorlog en konflik, klimaatsverandering, droogtes, vloede, en raak ons al meer bekommerd, en wanneer ons bekommerd raak, begin ons goed in plek kry, begin ons goeders so oprig, dat ons eintlik ons vertroue daarin sit. Maar ons besef nie dat hierdie goed is net instrumente nie. En dit is wat die Here vir deur Jesaja sê, ek is jou God. Jesaja 44 vra ek vir my en jou vandag, op wie en wat vertrou jy? Wat is dit waarin jy jou vertroue plaas? Is dit dalk dit wat jy staande gemaak het? Dit wat jy voel jy reg gekry het? Of is dit regtig in die Here? En die God wat in Jesaja gewys het dat hy oor konings en wêreldryke regeer vandag ook. Jesus is die Here. En wanneer ons kyk na ons omstandighede, dan vra die Here, kyk verder as jou omstandighede en sien vir God, die een wat regeer. Die hemel sing van die grootheid, Heer. Die sterre buig voor die magtige eer. U naam is bo elke naam verhewe. U is die bron van almal wat lewe. In die lig en in die grootheid van die dag sien ons u majesteit en u krag. Ek buig voor u, my koning en Heer. U is waardig om elke lof te ontvang. Elke knie sal buig voor u naam, in die hemel en op die aarde saam. Elke tong sal bely, u is die een, u is die enigste, die koning alleen.
U troon staan vast deur alle eeuwe heen. U liefde skyn so helder en rein. Ons gee ons harte, ons gee ons lof. U is die een wat alles skep uit die stof. Met vrymoedigheid staan ons in u lig en kyk op na u heilige gesig. Aan u die heerlikheid, aan u die eer, aan u die koninkryk, my God en my Heer. Voor u alleen wil ek my knieë neerleg. Dit is die gebed wat my hart wil sê. U is koning, u is koning. Ek buig voor u, my koning en Heer. U is waardig om elke lof te ontvang. Elke knie sal buig voor u naam. In die hemel en op die aarde saam. Elke tong sal bely, u is die een, u is die enigste, die koning alleen. Oh, ek buig voor u. In die hemel en op die aarde, u is koning. Amen. Kom ons staan dan en sing lied 470 verse 1 en verse 3. Mag die God wat jou geken het voordat jy gebore is, jou dra deur sy gees en jou lei in Christus tot die dag wanneer sy koninkryk volbring is. Amen.